So nou beweeg ons aan na vraag 2 toe. Hierdie vraag sê, los op vir x, en ons let dadelik op dat x bo in die eksponente is. Ons sien ook dat daar 'n plussie is tussen die terme, wat beteken meer as een term, en dit beteken dan ook, jy sal 'n gemeene faktor wil uithaal. So, voordat ons die gemeene faktor kan uithaal, gaan ons eers elke eksponent by sy eie grondtal gaan skryf. En dan kan ons duidelik sien dat daar 'n 2 tot die mag x in elke term is. Jy moet vir jouself onthou dat ons deel die gemeene faktor weg, so daarom bly daar 'n 1 en 'n plus 2 oor. Die volgende ding wat ons wil doen is ons wil die hakkie gaan wegdeel aan die ander kant. En dit los ons dan met 64. Dan gaan jy op jou sakrekenaar kyk of jy 64 kan shift fact. So jy gaan intik 64 is gelyk aan shift fact en dit los jou met 2 tot die mag 6. Ons sien dan ook dat ons grondtalle dieselfde is en wanneer dit gebeur dan is die eksponente ook gelyk. En dan het ons 3 punte in die sak. Die volgende vraag sê ook vir ons, los op vir x, maar x is nou in die wortel. So daar's 2 goed wat jy moet onthou as jy dit sien. Die eerste ding is dat jy moet die wortel isoleer, so jy moet die wortel alleen kry aan die een kant van die is gelyk aan en alles anderste oorvat na die ander kant toe. En wanneer jy jou finale antwoorde gekry het, moet jy die waardes gaan toets om te kyk of die vergelyking waar is. So, die wortel is reeds positief aan die linkerkant, ons gaan hom hier hou. En as ons dit oordra, dan raak dit min x min 1. Die volgende stap is dan om die wortel weg te kry, en dit doen ons deur albei kante te kwadreer. Aan die linkerkant bly ons altyd oor net met dit wat onder die wortel is, en aan die regterkant beteken dit dubbel die hakkie. Jy mag nie die kwadraat of tot die mag 2 inmaal in die hakkie nie, omdat daar meer as een term binne die hakkie is. So ek begin gewoonlik eers deur die hakkies uit te maal, so dit los my met x kwadraat plus x plus x plus 1, en dit sel klaar vir my 3 term, so ek gaan die x oorbring, en ek gaan ook die 5 oorbring, en dit los my met 0 aan die ander kant. Hierdie 3 term gaan ek nou eers in standaard formaat kry, so dit los my met plus 3x en 'n minus 4, en dan kan ons weer gaan en ons 3 term oplos. Jy kan weer die kwadratiese formule gebruik, of jy kan met die faktore van die konstante werk, en kyk watter gaan vir jou plus 3 gee. So, dit lyk vir my soos 'n plus 4 en 'n minus 1, so daarom is die antwoorde van x minus 4, of x is gelyk aan 1. Jy moet jou sakrekenaar vat en die oorspronklike vergelyking gebruik en die waardes van x gaan instel om te check of jy dieselfde getal as die ander kant kry. So minus 4 werk, en as jy teruggaan en 1 gaan instel, dan moet jy net weer kyk of jy 0 kry, en ons doen nie, so minus 1 is nie 'n antwoord vir hierdie vergelyking nie. Die volgende vraagie sê, indien log 2 gelyk is aan p en log 3 gelyk is aan q, bepaal die waarde van log 1,5. So 1,5 kan ook geskryf word as 'n onegte breek, so dit beteken dit kan ook geskryf word as log 3 op 2. En as ons 'n breek het, dan beteken dit dis die eerste een gedeel deur die tweede een, wat beteken dit was log 3 minus log 2. En nou dat ons dit in die regte formaat het, nou kan ons net sê log 3 word vervang met q en log 2 word vervang met p.
Die volgende logvorm vraagie wat hulle vra, is dat log x plus log z is gelyk aan log y kwadraat en ons moet aantoon dat x, y en z 'n meetkundige ry vorm. So 'n meetkundige ry beteken ons het 'n konstante verhouding wat beteken iets is gemaal of gedeel en daar's eksponente betrokke. So, die eerste ding wat ons kan doen is hierdie vergelyking 'n bietjie vereenvoudig. So as ons gaan en sê ons werk met die oorspronklike vergelyking net soos wat hy is, dan moet ons weet as twee logs met dieselfde grondtal, ons weet as daar niks staan hier staan eintlik 10, as hulle plus, dan beteken dit ons kan eintlik ook sê x en z maal. En dan het hulle almal dieselfde logs, hier is ook eintlik 'n 10 hierso. En dit beteken dan nou, ons kan eintlik sê, x maal z is gelyk aan y kwadraat. En dit is dan nou meer as genoeg om te bewys dit vorm 'n meetkundige ry.